Moenie vir die vrou sê ons is in haar kombuis doenig vanoggend nie. Net soos met die deeg, voordat jy met jou voer werk, maak seker jou hande is silverskoon, Sunlight Liquid was en maak het droog. Ek weet ons almal praat van damwater, as jy in 'n dam soos Bloemhof, Vaaldam, Rodeplaat, daai besoedelde damme, moenie die water gebruik nie. Daar is niks beter as 'n damdeegie of damwater nie, maar mits dit skoon is, as jy na een van die damme toe gaan, 'n plaasdam of 'n ding en jy weet dis skoon water, is nie besoedelde water nie, gebruik dit. So in hierdie geval werk ek van die huis af, ek gebruik nie kraanwater nie, want die kraanwater kan ons nie drink nie, dis klaar vir jou rede, dis ook nie goed vir die vis nie, so ek gebruik Oasis water, en die beginsel geld maklik, Ayaya voer is verryk met aktiewe ensieme en proteïene, so dis een van die redes hoekom ek al by die huis meng, en nie by die water nie, want ek wil hê my voer moet lekker trek en deurgaan. Hier kan julle sien, die Ayaya voer in die buitekant, soos ons dit by die stickers sien, is grof, party ouens gaan dit dalk 'n klein bietjie te grof wees, maar draai dit net om en daar kan julle sien hoe fyn is die voer. So baie belangrik wanneer ek hierdie voer oopmaak, moet ek eers seker maak ek werk dit behoorlik deur. Sien hoekom sê ek, ons is nie welkom in die kombuis nie, want daar gaan Fungies die eerste halfuur van die oggend net om skoon te maak. Ek werk die voer lekker deur, en nou eenvoudig, ek vat 2 vol scoops. Een, twee vol scoops, al 2 liter jugs, so ek het net om tyd te spaar hierheen reeds vol water gemaak. Ek gooi dit in en ek meng nou die produk lekker deur. Julle sien ek doen dit in 'n stainless steel bak. Ek vat dit net so water toe. Laat my dink aan my kinderjare. My verantwoordelikheid was om die oggende voor skool varke kos te gee. En dit was presies wat ek gedoen het. Die varke het hulle rantsoen so nat gekry, en daai wintermaande vries jou hande daar by die kraal, maar behoede jou as jy het nie reg gedoen nie, dan is oupa Jaapie met die sweep op jou kuis. So al wat ek doen is ek meng dit deur. Die rede hoekom ek dit hier insit, ek hou daarvan dat my voer belig word, so ek probeer dit nou al reeds so 'n bietjie skit, laat dit losraak. Nou sit ek dit net agter in die bakkie, en as ek by die water kom, gaan ek besluit, as die voer dan nou nog 'n klein bietjie sag is, dan vat ek sommer met my hand 'n klein bietjie van die voer en ek strooi dit oor en ek meng dit. Hier wat dit nou is dit heeltemal te pap. Maar dis hoe ek dit wil hê, want dit gee nou vir die aktiewe ensieme en proteïene kans om in die water op te los en deur die produk in te trek. Ek het ook nie vanoggend Mawa of Manu ingesit nie, vir die eenvoudige rede, ons gaan na 'n nuwe venue toe, en Ayaya moet vanoggend vir my wys, waartoe is hy in staat, want vir my persoonlik, 80% van die hengel vir die oeverouens gaan oor hierdie voer van jou. En as jou voer nie topkwaliteit is nie, en altyd konstant nie dieselfde is nie, dan kry jy kopgoggas. So vanoggend gaan ek die Ayaya eers net so hengel, en as ons die vis aan die gang het, sal ons dalk bietjie besluit om bietjie Mawa bo-oor te strooi, of bietjie met die Manu te speel, maar vir nou, net soos hy daar is, lekker losgeskit, en by die water gaan ons net voor ons ingooi, gaan ons dit dalk weer 'n klein bietjie tweak, mits ons dit moet doen, sal ons vir julle wys, en as dit dan nie nodig is nie, dan druk ek net so 'n bal en dan gaan ons water toe.